my saam te lees uit Lukas die 12de hoofstuk vanaf die 16de versie. Lukas die 12de hoofstuk vanaf die 16de versie. Lukas 12 vers 16. En daar staan hierdie woorde: toe vertel Jesus hulle hierdie gelykenis. 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê: wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy: dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê: siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, eet, rus, verskoon my, neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê: jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Ons lees saam net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil baie graag die aandag vestig op hierdie woorde in vers 20 van ons geleesde gedeelte, waar Jesus vir die ryk man sê: jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En net daai woorde, jou dwaas. Weet u, die woord dwaas of dwaase kom omtrent 120 keer in die Bybel voor. En ek kan onmoontlik nie vanaand oor, en ek wil ook nie, ek is nie in staat om dit te doen, om oor al daardie 120 kere wat die woord dwaase in die Bybel voorkom met u te praat nie, maar ek wil baie graag met jou praat oor die tema, die dwaase van die Bybel, en net 4 van hulle opnoem. En hoekom praat ons oor die dwaase van die Bybel? Die dwaase van die Bybel. Ek meen, is daar nie iets beter om oor te praat as om oor dwaase te praat nie? Die Bybel sou nie noukeurige optekening gehad het van die dwaase van die Bybel, as daar nie 'n les in was nie, en as dit nie nodig was vir ons om dit te leer nie. En ek wil daarom, as ek met jou oor hierdie tema praat, die vraag vra: wat kan ek van hulle leer? Ja, 'n mens kan selfs van 'n dwaas iets leer. En wat kan ek van die dwaase van die Bybel leer? Net 4 van hulle wat ons na wil kyk. Ek praat met jou oor die dwaase van die Bybel, en die heel eerste dwaas waarvan ons lees, en wat ek vanaand met u wil behandel, is die dwaas wat sê: daar is geen God nie. En ons lees van hierdie dwaas in Psalm 14, die eerste versie. En daar sê die woord van die Here: die dwaas sê in sy hart: daar is geen God nie. En is die Here wat sê, dat so iemand wat sê daar is nie 'n God nie, is 'n dwaas. Dit kom uit die Here se woord, dat hy sê, die mense wat glo dat daar geen God is nie, hulle is dwaas. Ons noem daardie mense ateïste. Ons noem hulle godloenaars. Die mense wat sê, daar is geen God nie. En hulle redeneer gewoonlik as volg. Hulle sê, daar bestaan nie 'n God nie. God is die produk van mense se brein. En die Bybel is nie God se woord nie. En God het ook nie die hemel en die aarde geskape nie. Dit het as gevolg van een of ander groot ontploffing, of deur die proses van evolusie, het dit tot stand gekom. Dis gewoonlik hoe hulle redeneer. Die godloenaar ontken die goddelike inspirasie van die Bybel. Hy moet dit doen. Want as die Bybel werklik God se woord is, dan weerlê die Bybel die godloenaar se redenasies. Want die Bybel sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Ja, die Bybel sê daar is 'n God. Daniël sê, daar is 'n God in die hemel. So as jy 'n godloenaar wil wees, 'n ateïs wil wees, dan moet jy ten sterkste ontken dat die Bybel nie waar is nie. Dat dit nie die woord van God is nie. En vriende,
ek wil net ietsie daaroor sê. Weet jy, daar is al meer en meer bewyse vandag dat die Bybel werklik die woord van God is. Daar is byvoorbeeld die bewyse van opgrawings. Mense wat oor die eeue heen opgrawings gedoen het. En hoe meer hulle opgrawings doen en ontdekkings doen, hoe meer bevestig dit die korrektheid van die Bybelse geskiedenis en van die Bybelse verslae. Ek lees vir jou wat die man gesê het met die naam van Gluck, en hy is 'n Joodse argeoloog, en ek het hom vry vertaal in Afrikaans. Hy sê, dit moet kategories gestel word, dat geen argeologiese ontdekking nog ooit 'n Bybelse verwysing weerlê het nie. En al die duisende ontdekkings wat die geoloog gemaak het, is daar nie 'n enkele ontdekking wat bewys dat iewers die Bybel dit verkeerd het, die geskiedenis wat die Bybel aanhaal verkeerd is nie. William F. Allwright, hy is 'n gesaghebbende op die gebied van argeologie. Hy het die volgende gesê: Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details and has brought increased recognition of the Bible as a source of history. En dit is mense in die sekulêre wêreld wat al meer en meer erken en al meer en meer sê. As jy enigsins gesaghebbend in die wêreld wil wees, dan moet jy die Bybel erken as 'n bron, 'n korrekte bron van die geskiedenis. Maar Sir William Ramsay, wat beskou word as een van die wêreld se grootste kenners op die gebied van argeologie, hy het gesê, teen die jaar 1958 was daar reeds 25.000 argeologiese ontdekkings wat die korrektheid van die Bybel bewys en bevestig. Ek wil ook net aanhaal wat Dr. Clifford Wilson gesê het, 'n voormalige direkteur van die Australian Institute of Archaeology in Melbourne, want hy het gesê, die Bybel bly staande, dat die Bybel staande gebly het in ondersoeke waarin metodes gebruik word wat uniek is in die literatuur. Die Bybelse voortreffelikheid teen aanvalle, sy vermoë om kritiek te weerstaan, sy verbasende eienskappe om op die ou end korrek bewys te word, is verstommend. Gemeet aan die vakkundige standaarde. Sekere resultate wat die Bybel skynbaar weerlê, het die gewoonte om te boemerang. Die Bybel is by herhaling bevestig. Dit is waar van Genesis tot Openbaring. Dit is 'n geleerde man wat dit skrywe, Dr. Clifford Wilson. En ek wil dit weer herhaal, nog nooit het enige argeologiese opgrawing bewys dat die Bybel nie korrek is nie. Dis net 'n dwaas wat so 'n bewering kan maak dat die Bybel nie korrek is nie. En dis net 'n dwaas wat kan glo dat daar nie 'n God is nie. Ook die profesieë van die Bybel bewys dat die Bybel korrek is. Profesieë wat honderde, selfs duisende jare tevore uitgespreek is, en wat daarna letterlik elke punt, jota, titel en komma in vervulling gegaan het. Presies soos die Bybel gesê het. Byvoorbeeld, 750 jaar voordat die Here Jesus uit die maagd Maria gebore is, het die profeet Jesaja in Jesaja 7 vers 14 gesê, kyk, 'n maagd sal swanger word, dis 'n mediese wonderwerk, en 'n seun baar, en jy moet hom Immanuel noem, God met ons. En 750 jaar het op die horlosie verbygetik en op die kalender verbygeloop, en toe het daar 'n reine maagd Maria in Israel swanger geword en 'n seun gebaar, hom Jesus genoem, die seun van God. Hy is Immanuel, soos die profeet gesê het, God met ons. En daar is baie ander terreine waarna toe 'n mens kan beweeg om te bewys dat die Bybel korrek is. En daar is al meer en meer wetenskaplikes in ons dag wat ontdek dat hoe meer ontdekkings hulle maak, hoe meer bevestig dit die waarheid van die Bybel. Dis net 'n dwaas wat sê die Bybel is nie waar nie.
Dis net iemand wat regtig nie weet waarvan hy praat nie. En wat daarom wil beweer dat daar nie 'n God is nie. Ek wil daarom vir jou sê, die Bybel sê, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En ons lees dat die Here Jesus Christus was hierdie medeskepper van alle dinge. Kolossense sê vir ons dat God het deur Jesus Christus alle dinge gemaak. Ja, die aarde is deur God geskep, sonder 'n Big Bang, sonder die proses van evolusie. Dis soos die woord van God sê. En wat die Bybel ook sê, is dat daar is 'n stad in die hemel, wat ons nog nie met ons oë gesien het nie. Maar die Bybel sê, Abraham het daar die stad gesien, 'n stad wat fondamente het. Dit is die Nuwe Jerusalem, waarvan ons Openbaring 21 en 22 lees. En die Bybel sê, in daardie stad sal daar niemand inkom, wat sonde doen, of in sonde lewe, en wat weier om tot bekering te kom nie. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, God wil hê alle mense moet tot bekering kom. En ook jy wat hier sit vanaand, en dalk nog nie tot bekering gekom het nie. Of as jy kyk na hierdie program, of luister na hierdie CD's, ook jy moet tot bekering kom. Want die woord van God sê so. Die lewende God sê so. Dis net 'n dwaas wat sê, daar is nie 'n God nie. En ek wil jou verwys na 2 ateïste in die geskiedenis. En die een se naam was Voltaire, hy was 'n Fransman. En hy was op sy tyd 'n baie groot gees, die mense het hom aangaan, hy was 'n baie slim man, het die mense gesê. Maar hy het openlik gesê, daar is nie 'n God nie, hy was 'n openlike ateïs. En hy het ook die Christendom beskou as 'n skandvlek. En hy het gesê, dit sal net 'n paar jaar wees, dan sal die Christendom totaal uitsterwe. Maar toe Voltaire uiteindelik op sy sterfbed beland, was Voltaire se laaste woorde, en is vry vertaal nou in Afrikaans, hy sê, ek is van God verlate, en ek gaan hel toe. O Christus, o Jesus Christus, keer my ek val, lig my op ek brand. En met daardie woorde het die godlonaar Voltaire gesterwe. Verskom my. En in sy laaste sinsnedes, in sy laaste woorde, het hy die bestaan van God erken. Daar was nog 'n godlonaar met die naam van Sir Thomas Scott. En ook hy het gesê, daar is geen God nie. Die Bybel is nie die woord van God nie. Maar toe Voltaire, verskom my, toe Sir Thomas Scott op sy sterfbed beland, het hy hierdie woorde gesê, tot nou toe het ek gedink, daar is geen God en geen hel nie, maar nou weet ek, daar is albei, en ek is verlore. En ook hierdie godlonaar het op sy sterfbed erken, daar is 'n God, daar is 'n hel. My vriende, wat ek en jy moet leer van hierdie dwaas, wat sê daar is geen God nie, dat ons nie moet sê, die Bybel is nie waar nie. Elke komma, punt, hoofletter, jota, titeltjie van jou Bybel is deur God geïnspireer. Jy moet dit glo. Miskien is jy dalk nog nie iemand wat sê, maar ek glo nie dat daar nie 'n God is nie. Ek glo daar's 'n God. Maar is daar nie dalk sommige dinge in die Bybel wat jy sê, ek glo dit nie? Of sommige dinge in die Bybel wat jy sê, ek sal dit nie gehoorsaam nie. Dit is die woorde van God. En moenie dieselfde fout maak as wat die dwaase van die Bybel, die ateïs, die godlonaar maak nie. Die tweede dwaas waarna ons wil verwys is die dwaas wat sy huis op die sand gebou het. En ons lees van hierdie dwaas in die bergpredikasie van die Here Jesus. En daar in Matteus 7 vers 24 tot 26 het die Here Jesus gesê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die winde het gewaai en die storms het aangekom en teen daardie huis gewaai en dit het nie geval nie, sê Jesus. Want sy fundament was op die rots.
En toe sê Jesus, maar elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man. En hier is die tweede dwaas waaroor ons met jou praat. 'n Dwaase man. Elkeen wat na hierdie woorde luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het gekom, en die winde het gewaai, en die na die huis aangestorm, en het geval, sê die Here Jesus, en sy val was groot. En hierdie dwaas is die dwaas wat die woord hoor. Die dwaas wat nie ontken dat dit waar is nie. Hy erken, stem in, die Bybel is waar. Maar dis die man wat nie doen nie, wat die Here sê. Hy is 'n dwaas. En soos ons vanaand hier sit, is daar twee tipe luisteraars na die woord van die Here. Daar is sommige mense wat luister en weggaan en niks daaromtrent doen nie. Nie doen nie wat die woord sê nie. En dan is daar ander mense wat luister en doen wat die woord sê. En my vriende, ons het nie 'n Sondagdiens, Sondagoggend en Sondagaand net om ons tyd om te kry nie. Ons verkondig die woord van die Here. En ek hoop nie jy kom kerk toe net omdat dit 'n gewoonte is nie, maar dat jy kan hoor wat sê die woord van die Here en dat jy kan uitgaan en doen wat die woord sê. Want as dit net by jou gewoonte is om kerk toe te kom en net te luister en nie te doen wat die woord sê nie, dan sê die Bybel jy is 'n dwaas. Is jy net 'n luisteraar of is jy 'n dader van die woord? En Jakobus sê vir ons moet nie net hoorders wees nie. Ons moet daders wees, want elkeen wat die woord hoor en nie doen nie, sê Jakobus, is soos 'n man wat sy gesig in die spieël sien. Hy kyk in die spieël van die woord van God. Hy sien wat die Bybel vir hom sê, hoe hy lyk in die spieël van die woord van God. Hoe vuil en sondig sy lewe is, dat hy nodig het om gereinig te word deur die bloed van die lam. Dat hy nodig het om bietjie aan die kant gemaak te word en deur Jesus gered te word. Dis soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, en hy sien hy het geweldig aandag nodig, hy moet sy hare kam, hy moet sy baard skeer, met sy tande borsel, maar hy gaan daar weg sonder om dit te doen, sê die Bybel. Hy gaan daar weg sonder om enigiets te doen oor wat die woord aan hom of aan haar openbaar. So ek wil vir jou vra, terwyl die Bybel sê, die Bybel is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek, sê Paulus, die vernaamste is. Ek wil vir jou vra, is jy al gered? Het jy al erken ek is 'n sondaar en uit genade gered geword? Of luister jy maar net, en jy luister maar net, en jy doen nie. En jy gaan nie uit, en jy gaan aan met die gevloekery, en die gedrinkery, en die geliegery, en die vuil praatjies, en die lelike praatjies, en die lelike dinge, die hoereerdery. Weet jy, vriende, oor die afgelope paar jare wat hierdie kerk bestaan, en hierdie gerieflike sitplekke in hierdie kerk bestaan, het die mense op hierdie sitplekke gesit, en na die woord van die Here geluister, en hulle het hier uitgegaan, en in hulle sondes bly lewe, en sommige het al gesterwe, en hulle het binne in hulle sonde gesterwe, sonder dat hulle tot God bekeer het. En wie weet, vanaand sit hier dalk iemand, en jy weet, daar is dinge in my lewe wat nie reg is nie. Oor en oor het dit al uit die woord van God na jou toe gekom, en het die Heilige Gees jou al daarvan oortuig, maar jy bly eenvoudig niks daaraan doen nie. Jy is 'n dwaas. Dat jy so dwaas kan wees om toe te laat dat die sonde jou vernietig, terwyl die bloed van Jesus jou van die sondes kan reinig en jou losmaak en jou 'n vry man maak, sodat jy aan die kant gemaak kan word en jou gesiggie mooi kan lyk. En die Here van jou 'n mooi mens kan maak. Maar daar is 'n derde dwaas waarna ek wil verwys. En hy word die ryk dwaas genoem in Lukas hoofstuk 12 vers 16 tot 21. Lees ons van hierdie ryk dwaas. Dis die Here Jesus wat oor hom praat. Let op, hierdie lering oor dwaase kom uit die mond van die Here Jesus.
En hy sê, daar is 'n man, en sy grond het goed gelewer. Hy was produktief, sy boerdery was absoluut produktief. Hy het wins gemaak. Hierdie man het goed geboer. In terme van die wêreldlinge was hy nie dom nie. Hy was nie 'n dwaas nie. Dit was 'n man wat so sy werk kon organiseer dat sy grond goed gedra het. En het so baie opgelewer dat hy gevra het, nou wat sal ek maak met al hierdie oeste en die winste wat ek dan nou verkry? En hy het gesê, wel, dit sal ek doen. Ek sal my skure groter maak. En ek sal dit vol maak. Ek sal vir baie jare opgaar. Ek sal versamel. Ek sal groot beleggings maak, sodat ek net op die rente daarvan hoef te lewe. En dan sal ek vir my siel sê, siel, jy het baie goed. Wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik, gooi die een partytjie op die ander. Baie geld bymekaar gemaak, gemaklik gelewe. En toe hy daardie aand 'n groot partytjie gooi, waarvan sy vriende niks hoef te betaal nie, want hy betaal alles. Daardie nag het die doodsengel ook die partytjie besoek. En waarskynlik toe hierdie partytjie op sy aangenaamste was, dit die hoogtepunt bereik het van plesier en genot, het die doodsengel sy lewensdraad geknip. En het hy gesterwe. En toe sê die Here, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy bymekaar gemaak het, wie sin sal dit wees? Waarom was hierdie man dwaas? Wel, hierdie man was dwaas omdat hy net vir hierdie lewe geleef het. Net vir hier en nou. Net vir hierdie lewe geleef het. Sê vir my, is jy dalk iemand wat jou ideale net vir hierdie lewe koester? Wat net aan hierdie lewe dink? Hierdie man het net aan sy tydelike behoeftes gedink. Nie aan sy geestelike behoeftes nie. Hierdie man het nooit gedink aan sy onsterflike siel nie. Hy het net gedink aan sy liggaam wat moet geniet en wat vrolik en weelderig moet lewe. Hy het sekerlik die duurste klere gehad, en as ek in ons terme vandag praat, die duurste motors gery, in die pragtigste huise gebly, die regte adres gehad, altyd met vakansie gewees. Hy het net aan die tydelike gedink, nooit aan sy onsterflike siel nie. Hy het net gehou van plesier. Hy het nooit gedink dat die dood enige tyd tussen beide kan tree nie. En my vriende, ek wil vanaand vir u sê, u hoef nie ryk te wees. U kan baie arm wees en nog net vir hierdie lewe. Is nie net ryk mense wat net vir hierdie lewe nie. Arm mense ook. Hulle bestaan net vir hierdie lewe. Dis nie net ryk mense nie, hulle ook ja, maar gewone mense wat nooit dink aan die hiernamaals nie. Nooit dink aan hulle onsterflike siele nie. En dat hulle moet voorberei vir die dood en vir die namaals nie. Daar is so baie mense wat nooit dink, as hulle by die kerk uitstap, of vanmôre werk toe gaan en hulle vrou, kinders groet in die huis verlaat, dat hulle dalk nooit weer sal terugkom nie. Dit kan enige dag wees, dat die dood ook jou lewensdraad afknip, en jy sterwe. En 'n mens wat nooit aan hierdie goed dink nie, 'n mens wat nooit gereed maak vir die ewigheid nie, 'n mens wat nooit sorg dat sy siel vir die ewigheid gered word nie, en aan sy geestelike en die van sy gesin se geestelike behoeftes dink nie, is 'n dwaas. 'n Mens wat dink dat hy vir altyd sal bly staan, en dat hy sy sekuriteit in sy rykdom soek, is 'n dwaas. Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Maar daar's 'n vierde
tipe dwaas waaroor ek met u wil praat, en hulle is 5 in getal nou, en dit kom ook uit die mond van die Here Jesus, en dit het te doen met die 10 maagde. 5 van hulle was verstandig, en 5 van hulle, sê die Here Jesus, was dwaas. Die 5 dwaase maagde, wat leer ons van hulle? Wel, in daardie gelykenis wat die Here Jesus vertel hy, dat die koninkryk van die hemele is soos 'n bruidegom wat 'n huwelik reël. En daar was maagde betrokke, wat saam met die bruidjie altyd gewag het vir die koms van die bruidegom. En die bruidjie het 10 meisies vergader, dit was 10 maagde. En hulle moes wag saam met haar op die bruidegom. En hulle kon dae wag, hulle kon weke wag. Maar wat nou gebeur het met hierdie meisies is dat daardie nag toe die bruidegom sou kom, het 5 van hulle ekstra olie gehad, lees ons in die Bybel, en die ander 5 het nie ekstra olie gehad nie. En toe die bruidegom die nag kom en daar geroep is, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En hulle almal wakker word, het 5 van hulle nie meer olie in die lampe gehad nie, en hulle het nie ekstra olie gehad om aan te vul nie. En toe gaan betel hulle, vra hulle vir die ander 5 wyse maagde, gee vir ons van julle olie. En toe sê hulle, daar sal nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan na die verkoper en koop vir julle. En so gaan hierdie 5 dwaase maagde skielik na die verkoper, en hulle soek olie, hulle kry toe daai olie, maar toe hulle terugkom, toe die bruidegom reeds gekom, en hulle is nie saam nie. En toe gaan soek hulle, waar is die bruid en die bruidegom en die 5 ander maagde, en hulle kry toe die onthaalsaal, maar die deure was gesluit, en toe klop hulle aan daardie deure, sê, maak vir ons oop, maak vir ons oop. En toe kom die bruidegom en hy sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Vriende, hierdie 5 dwaase en 5 verstandige maagde kan vergelyk word met die kerk van die Here Jesus, wat wag op die hemelse bruidegom. Met mense wat weet dat die Here Jesus gaan kom op die wolke van die hemel. En ek dink almal wat vanaand hier sit, sekerlik, jy weet, dat hierdie boek vertel van 'n groot huwelik wat daar gaan plaasvind. En dat die hemelse bruidegom uit die hemele sal kom, en dat ons gereed moet wees, en gereed moet lewe, vir daardie dag as hy kom, dat ons lewe gereed moet wees. Ons weet dit. En sê die Bybel ook, dat die Here Jesus sal kom skielik, soos weerlig wat in die ooste flits en tot in die weste skyn. In 'n oomblik, in 'n oogwink, sê die Bybel, soos 'n dief wat in die nag skielik kom en toeslaan en kosbarehede wegneem. Dit sal skielik plaasvind. Dit weet jy, nee. En as die wederkoms van die Here Jesus plaasvind, dan moet jy gereed wees. Dan kan jy nie eers gereed wil maak nie. Daarom moet ons gereed lewe. Ons moet gereed lewe. As die wederkoms van die Here Jesus plaasvind, en die basuine blaas, en die Here Jesus daal uit die hemel neer, sodat hy sy kinders kom haal, wat in wolke weggevoer sal word om tegemoet in die lig. As dit gebeur, skielik gebeur, dan is daar nie tyd om nog aandag te gee aan dinge wat jy nooit reggemaak het nie. Dan is daar nie tyd om jou sondes te bely nie. Dan is daar nie tyd om die Here Jesus in jou hart en lewe in te nooi. Dis dan te laat. Dan is daar nie tyd om vergifnis te gaan gee en te gaan vra, waar daar mense was wat onderlinge twis en stryd gehad het nie. As die Here Jesus skielik kom, dan moet jy gereed wees. Daarom sê die Bybel, julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag. Julle lampe aan die brand en julle heupe omgord. So ons moet wees soos mense wat gereed lewe. Elke dag gereed lewe. Brand jou lampie. Is jy gereed vir die Here se koms? As jy al hierdie dinge weet en jy's nie gereed nie, dan is jy dwaas. As jy weet jy moet gereed maak, jy weet die bruidegom gaan kom, jy weet jy sien die tekens. Ek moet vir u sê, vriende, al meer en meer mense sê vir my, dit kan nou nie meer ver wees nie. Al meer en meer groot skrywers wat ek lees, sê dit kan dalk nog hierdie jaar wees. Natuurlik kan dit.
Dit kan vannag wees, dit kan môre wees. Ons ken nie die dag of die datum nie. Daar is sommige van mense wat ek lees wat sê, dit moet in September maand nog wees, en ons is nou amper aan die einde van September, dat die Here Jesus sy kinders kom haal. So ons moet nie dink, die Here gaan eers oor volgende jaar, oor 10 jaar, 2011, so sommige mense sê, kom nie. As jy hom in 2011 verwag jy hom nie in 2008 nie. En die Bybel sê, ons moet sy seun uit die hemel verwag. Dit het Paulus 2000 jaar gelede gesê. So die Bybel wil hê, ons moet glo aan, soos die Engelsman sê, the imminent return of the Lord Jesus Christ. Die enige oomblik wederkoms van Jesus Christus. Ons moet gereed lewe. Die tekens is daar, my vriende. Wees gewaarsku. Maak reg die dinge wat nog reg gemaak moet word. Sorg dat jy werklik gered is. En dat jy sekerheid van saligheid het. En dat jy diensbaar en bruikbaar en skoon vir die Here lewe, dat jou verhouding met hom reg sal wees, en met jou naaste reg sal wees. Sorg daarvoor, sorg daarvoor. Want as dit nie gebeur nie, dan is jy 'n dwaas. Daar is nog 'n ander dwaas, waaroor ek nie wil praat nie, ek wil net aanhaal wat hy gesê het, en dit is koning Saul. Ek wil afsluit met sy woorde. En koning Saul het in 1 Samuel 26 vers 21 gesê, kyk, ek het dwaas gehandel. En ek wil met sy woorde vir jou vra, om nie dwaas te handel nie. Ons het nou gepraat oor die godlonaar. Moenie dwaas handel soos die godlonaar wat sê, daar is nie 'n God nie. En die Bybel is nie korrek nie. Ons het gepraat oor die ongehoorsame dwaas, wat die woord hoor, maar dit nie doen nie, sy huis op die sand bou. Moenie dwaas handel, soos hy nie. Wees gehoorsaam, doen wat die Here in sy woord sê. Ons het gepraat oor die dwaas, wat gedink het, hy het nog baie jare om te lewe, en hy het baie geld, en hy gaan het geniet, dit sal net 'n fees wees. Maar hy het nie gesorg dat hy geestelik reg is. En die dood het intussen gekom. En al die goed wat hy bymekaar gemaak het, het hy nie eers geniet nie. Ander mense geniet het. Moenie so dwaas handel, soos hy nie. Moet ook nie so dwaas handel soos die 5 dwaase maagde, wat weet dat die Here gaan kom, maar nie gereed is nie. As hy welkom. Die Here help vir jou, en vir my, om elke dag gereed te lewe.